Goeiemôre, ek vertrou die Here, dit gaan somme uitstekend en fantasties goed met u. Baie welkom by hierdie uitsending vanmôre en ek vertrou die Here dat hierdie woord somme vanmôre vir u baie gaan beteken. Ek is vanmôre hier in die buitekant, nou nie graag waar ek wil wees, iewers op 'n plek in die dorp waar ek kan preek nie, maar ek is, soos jy kan sien, die weer is maar toegetrek en dit kan enige tyd begin reën en dis een van daai dinge, nee, ons moet gewoond raak aan die weersomstandighede. Daar's nie werklik iets wat ons daarin kan doen nie, maar wat ons wel kan doen is, ons kan die evangelie ook op hierdie wyse en manier aan u bring, waarvoor ek God so dankbaar is. Loof die naam van die Here. Nou, ek wil vanmôre met u praat uit die gedeelte van Psalm 50 vers 15 en u kan soontoe blaai in die Bybels in. Ek wil graag vanmôre ook net so met een of twee mense wat op ons groepe is, hulle net opbring saam met ons vanmôre en ek vertrou die Here dat hulle sommer vanmôre regtig waar 'n geseënde tyd saam met ons in die Here en gaan hê. Halleluja. Loof die naam van die Here. Nou, u kan intussen in u Bybels oopmaak by Psalm 50 vers 15. Psalm 50 vers 15. Die sonnetjie wil so deurbreek, maar ja, hy wil en hy wil ook nie so ons is dankbaar daarvoor en ja, mag God u ryklik seën in hierdie môre in. En al wat ek u vra is net, daar's mos so 'n share knoppie daarso. Al wat jy doen is share hom daar met iemand vanmôre en amen. Sy prys die naam van die Here. Halleluja. Loof die Here. Nou, geliefde kyker, waar jy ook al is vanmôre, mag dit vir jy regtig waar 'n besonderse tyd wees in die Here saam met ons vanmôre en mag God u werklik aanraak in hierdie môre op 'n baie besonderse en unieke wyse en ek vertrou die Here dat jy werklik waar môre vrede sal vind en genade sal vind in die oë van die Here, net soos wat hy vir u kan gee. Waarom praat ek vanmôre met u oor hierdie gedeelte? Hierdie gedeelte wil ek vanmôre net so 'n bietjie opbreek, maar voor ek daarby kom, wil ek vanmôre net eers vir u daaruit lees in Psalm 50 vers 15. En daar's 'n paar dinge wat ek wil hê ons moet gaan kyk. In die eerste plek is, kom ons lees hom met jou saam, Psalm 50 vers 15. Hy sê, en roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp, sê die Here. En ek wil hê baie mooi luister, dan sê hy daar, en jy moet my eer, maar jy moet my eer. Loof die Here. Nou, geliefde kyker, die diepte en die waarde in Psalm 50 vers 15, dit is nie net 'n opdrag wat die Here ons gee nie, maar inteendeel is dit 'n liefdevolle uitnodiging wat die Here ons gee wanneer ons na daai gedeelte gaan kyk. Hy sê, roep my aan, dit wys ons dat die inisiatief om 'n verhouding te bou, verklaar ons afhanklikheid aan God en ons vertroue in hom te sit en op hom te bou. En nou wil ek verder gaan deur te sê dat hy sê daarso, hy sê die volgende, hy sê in die dag
van benoudheid. In die dag van benoudheid. Nou, wanneer ons na hierdie gedeelte gaan kyk, in die dag van benoudheid, dan sê dit vir ons die volgende, en dit sê, dit dui op nood, of op krisis, of op omstandighede, in my en in jou lewe, of dit dui in 'n krisis, of omstandighede, ook in ons geestelike lewe, maar net so kan dit wees, binne in ons tipe lewe van ons geestelike worstelinge, wat ons het, en die skrif is eintlik baie duidelik, en ook in vandag se samelewing is dat, hierdie goed is onvermydelik, dit is daar, of ons het nou wil erken, of nie erken nie, dit is daar, dit is onvermydelik, en weet jy, elke dag, waar u en ek beweeg, het sy by die werk, het sy in die dorp, het sy waar ook al, kry ons met hierdie goed te doen, word ons gekonfronteer, met vrae deur mense, wat vra, deurdat hulle onseker is, en hulle het een of ander nood. Ek luister net gisterand op die nuus, van hierdie afleggings van Mittelstiel, en dit is nou finaal, is dit nou toegemaak. Finaal is dit nou, kan ek die woord gebruik, is dit afgehandel. Finaal. So, daar is nie meer, daar is nie meer op enige ander wyse, op enige ander manier, wat dit gaan oopmaak nie, en 2500 plus werkers wat daardeur geraak word, wat se nood, bring dit nie in iemand se hart nie, wat se onsekerheid, bring dit net nie in die samelewing van vandag nie. Nou moet ons onsself die vraag vra, waar laat dit ons? Dit is so baie maklik om te sê dat dit gebeur nie met ander mense, en dit sal nooit met my gebeur nie. Dit is so maklik om te sê dat dit is net vir ander mense, en dit is nie vir my nie. Maar binne in dit is daar 'n belofte wat God ons gee, en hy sê, ek sal jou uithelp. Dis 'n vaste belofte van redding. Wanneer jy werklik waar God vasgryp en vertrou, nie net in die fisiese nie, maar ook in die emosionele, ook in die geestelike, is daar 'n vaste vertroue. Roep. Maar jy sien, die probleem is, ons roep nie meer, ons vra die hele tyd. Terwyl die Here sê, roep na my. Moenie na mense roep nie, maar roep na my, die ewige God, wat jou sal help, wat jou sal deurdra, wat jou sal vashou, tydig en ontydig, sal hy die antwoord vir jou gee. Roep. Wanneer laas het jy geroep? Ek praat nie van 'n paar woorde geprewel nie, maar ek praat van werklik waar, jy sien, met God se hart roer, is wanneer jy uit jou hart tot God roep, jou hart kan connect met God se hart. Dit is wanneer die hemel in beweging kom, dit is wanneer die hemel in beroering kom, dit is wanneer God omstandighede verander, dit is wanneer een deur toemaak, maak God 'n ander deur oop. Roep my aan in die dag van jou benoudheid. Die doel is, dan kom hy ook en hy sê, en ek wil dit lees. Hy sê, maar jy moet my eer. Hoor mooi, hy sê, maar jy moet my eer. Die uiteinde van ons roep, en waar ons verlossing kry, en ons aanbidding tot God, en waar hy ons red uit ons omstandighede, is om eer en lof aan hom te bring. Nie 'n mens nie. Te veel mense soek hulle eie eer. Te veel mense wil hulle eer bou op dit wat hulle doen vir ander mense. Te veel mense wil daar bou deur te sê, maar ek het dit gedoen, ek het dit gedoen, ek het daai gedoen, ek het so gemaak. Terwyl God sê,
Jy moet hom aanroep. Luister vanmôre. Jy sit dalk in die omstandighede, in die situasie en dinge is nie soos wat dit moet wees nie. Maar ek kan vanmôre vir die versekering gee, en dit is, God bepaal die uiteinde van 'n saak, nie 'n mens nie. God bepaal die uiteinde. Weet jy hoeveel mense sit vanmôre wat moedeloos iewers langs die pad is, wat nie weet waarheen nie, wat nie weet wat om te maak nie. Maar as jy net vanmôre weer jou hart, hoor mooi, nie net jou lippe nie, maar jou hart vanmôre tot God kan rig en uit jou hart kan roep. Want dit is dit wat God se hand in beweging bring wanneer u en ek met 'n onvoorwaardelike hart roep. Nie met 'n hart van Here, op voorwaarde van die, op voorwaarde van dit, op voorwaarde van daai. Jesus het met een doel kruis toe gegaan. Nie op die voorwaardes van wat hy gehad het nie, want hy sê, Vader, hierdie beker is my moeilik om te drink, maar nogtans nie soos ek wil nie, maar hoor wat sê hy, maar soos u wil. Met ander woorde, my Vader, op u voorwaardes, my God, op u voorwaardes. Ons skep vir ons baie keer hierdie prentjie, geliefde kyker, binne in ons kop in. Skep ons hierdie prentjie, maar nie ons hierdie prentjie skep in ons kop in. En ons sien hierdie prentjie. Dan stel ons dit self voor, dit is hoe dit gaan uitspeel. En dit is nie werklik hoe dit gaan uitspeel nie. Luister, vanmôre, dis baie nagemaakte goed, maar daar's geen egtheid en geen diepte daar nie. Daar's nie 'n wortel daar nie. Want wanneer die storms van die lewe kom en dit slaan jou, wat gebeur is as dit nie geanker en gewortel is binne in God nie, dan van hy storms en dit waai baie maklik vat dit en dit waai weg. Maar wanneer jy geanker is in die storm en jy is geplant soos 'n boom by waterstrome, dan kan die storms maar kom. Dit kan my aanslaan. Jy sê vanmôre vir my prediker, ken jy my storm? Nee, ek ken jou nie jou storm nie, maar ek ken my storms. Ek ken my omstandighede. En ek weet, er was daar gewees, wat mense gekyk het en gesê het, you're not gonna make it, but I'm gonna tell you this morning, I was standing because I know I was standing on the rock, and the rock is Jesus Christ, and I trust God in His Word, and I know that His Word will carry me through. Luister vanmôre, God se woord sal jou deurvat, God se woord sal jou deurdra. Iewers as jy vanmôre en jy voel net, Here, ek kan nie meer nie, dis juist vanmôre, al wat jy hoef te doen is, roep na hom. Wanneer ons kyk na Genesis 12 vers 8, Abraham bou 'n altaar, hoor baie mooi, en ek kan dit gaan lees môre, ek gaan nie deur al die skrifte, of elkeen lees sien, maar net so hier en daar, maar Abraham bou 'n altaar, en hy roep, hoor mooi, hy roep die naam van die Here aan. Dit wys sy afhanklikheid aan God in 'n vreemde land waarin hy is. Terwyl hy in die vreemde omstandighede is, besef hy een ding, sy helper is God. En die Bybel sê, hy roep, die kern is vanmôre, roep ons nog of praat ons net? Roep ons of praat ons? Roep ons nog uit ons hart uit? As ons kyk na Genesis 16 vers 13, in haar nood het Hagar geroep, in haar nood het sy geroep, en God het homself daar geopenbaar, as die God wat my raak sien, die God wat haar raak gesien het. En dis dikwels hier, waar ons voel, nee, die Here hoor my nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, hy is die God as El Roi, die God wat jou raak sien, die God wat my en jou raak sien, die God wat omgee
vir ons, die God wat ons help, die God wat ons dra. Moses moet Israel uitlei. En dat Eksodus 2 vers 23 tot 35 kan u dit gaan lees. Hy sê daarso, en Israel het geroep, en hulle was vasgevang in slawerny, hulle was vasgevang in hulle omstandighede, en Israel het geroep uit hulle harte, het hulle begin prewel, in hulle harte, het God het hulle hart, luister vanmôre, God se saak bly 'n hartsaak, en God het hulle harte gehoor, en God het hulle seer in hulle harte gesien, en God het hulle gehuil, en hulle gekerm het hy gehoor. En wat gebeur? God stuur vir Moses. God hoor vanmôre jou hulp geroep. God hoor vanmôre die gekerm in jou hart. God hoor vanmôre jou seer. God hoor vanmôre jou gehuil. Hy hoor dit vanmôre, maar binne dit vanmôre, geliefde, is daar hoop vanmôre. Daar's hoop vanmôre vir my en vir jou, dat hy ons hoor, as ons net sal roep. As ons net sal roep, nie na mense sal roep nie. Kyk, mense gaan jou faal, hulle gaan beloftes maak, maar wanneer jy na God roep, come on, vanmôre, wanneer jy na God roep, dan sal hy antwoord, as jy met jou hele hart, kan jy môre jou hele hart weer voor hom uitstop. Ons sien in Eksodus 14 vers 10, hierso kom, en die volk trek nou, na gat hulle, en die kom hulle by die see, en wat gebeur? Is die see voor hulle, maar wat gebeur weer eens, toe hulle daar kom, roep hulle na God. Ek ervaar so die salwing van God vanmôre, dat God jukke in mense se lewens sal breek. Luister vanmôre, roep na die Here, hou op om te roep na mense, hou op om vas te hou aan mense, hou vas aan God, want hy is die een wat die onmoontlike moontlik maak. Hier kom hulle voor die Rooi See, hier staan hulle, 'n onmoontlike saak, 'n onbegonne taak. Here, hoe gaan ons deur hierdie omstandighede kom? Hier kom hulle aan, die Filistyne, hier kom hulle aan met hulle waans, hulle sien die stofwolke, hier kom hulle voor 'n see te staan. Dis onmoontlik. Wat doen God? God maak die moontlike moontlik in die onmoontlike. Wat gaan gebeur? Die oomblik toe hulle roep en sê, Here, wat nou met hulle harte? Wat doen God? Hy kloof daai see, en die Bybel sê hulle stap op droë grond, stap deur. Luister vanmôre, waar hy ook al is, waar hy ook al sit vanmôre, jy dalk klaar, maak klaar vanmôre, jy voel dalk moedeloos in jou gees vanmôre, jy sê, ek weet nie meer waarheen, ek weet nie meer wat om te doen nie. Luister vanmôre, as jy net weer kan roep na hom vanmôre, as jou hart net vir God vanmôre weer oopgestel kan wees, jy sê, Here, dit voel vir my soos die Rooi See waar ek vanmôre staan. Kyk daarna, en ek weet ek gaan verdrink as ek halfpad is. Maar die oomblik, as jy net môre in geloof, jou hart kan oopstel vir God, en net weer tot hom kan roep, en jy sien hoe kloof God die onmoontlike, en hy sê, ek maak dit vir jou moontlik, my kind. O, prys God, kiraba shakatarabaha, dat God vanmôre die onmoontlike moontlik maak. Dat jy weer sal leer om jou vertroue in God, as ek luister vanmôre, jy sê, ek ken dit nie wat dit is om geretrencht te word nie. Jy sê, ek weet nie wat dit is nie. Ek praat van, jy sê, ek weet nie wat dit is. Ek weet vanmôre waarvan jy praat. Maar weet jy wat die belofte van God is? Hy maak deure oop. En hy maak deure toe. Hy maak die onmoontlike moontlik. En wanneer hy instap, dan kan hulle maar doen wat hulle wil. As God dan besluit het om dit te doen, wie sal my ooit kan keer? Halleluja. Rihesoroboshakasuruata.
Andoroboshikesuru, breek vanmôre daai bande van slawerny in jou lewe in. Samuel kom tot die Here, of Hanna kom tot die Here, en Hanna is daar, en sy prewel, en Eli, sy kom uitgestap, en Eli sê vir, as jy dronk vrou, en sy sê, nee, ek het tot my God geroep. Wat het gebeur? Hanna het uit haar hart uit het sy geroep. Uit haar hart het sy geroep. En Eli sê, man, jy is gesuip. Jy is dronk. Hoeveel keer sê mense, man, hou op om dit te doen of dat te doen. Ek weet nie meer, jy voel vanmôre, ek weet nie eens meer of God my hoor nie. Maar God hoor jou hart vanmôre. Hy sien dit raak. Elroy. Hy sien dit raak vanmôre. Hy sien jou raak. Wil jy moet vanmôre weet, jy is belangrik vir die Here. Hy sien jou raak vanmôre, waar jy ook al is vanmôre. Hy sien jou raak. En wat gebeur met Hanna? God sien haar. Want hoor wat, hy het haar hulp geroep gehoor. Sy het bitterlik, en ek sê die Bybel sê, bitterlik geween voor die Here. Sy het geween, sy het haar hele hart vir hom uitgestort. Maar nie elke van hierdie goed sien ons iets. En dit bring my terug in Psalm 50 vers 5 en sê, maar jy moet my eer. Jy sien, jy moet my eer. En wat moes Hanna doen? Sy het gesê, Here, ek sal u eer. En sy moes Samuel, moes sy bring na die tempel toe. 'n belofte wat sy gemaak het. In haar hart wat sy roep. Dawid skryf in Psalm 18 vers 6, skryf Dawid die volgende, hy sê, in my benoudheid het ek tot die Here geroep. In my benoudheid, weet wat, nie binne 'n gebou nie, maar daar nie oop in die vlaktes, daar so, hy sê, ek het in my benoudheid tot die Here geroep, ek het die Here aangeroep in my benoudheid, en hy het my stem gehoor. Wat hy eintlik daar sê is God het my hart gehoor. God het my hart raak gesien. Dawid se lewe is vol voorbeelde hiervan. Hoeveel keer kan ons nie daarna gaan kyk nie? As ons net gaan kyk na gedeelte van waar die 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego in die vuur gegooi word. Hulle sê, o koning is alright, is wonderlik, almal kan maar buig voor jou, maar ons gaan nie voor jou buig nie. En hulle harte het hulle tot God al lankal geroep, en hulle het gesê, kom wat wil, ons buig net voor een. Ek wil vanmôre vir jou sê, gal op jou knieë weer, roep in jou hart uit vanmôre, bid tot God uit jou hart uit, nie net woorde wat jy prewel nie, dan sal jy sien hoe sal die Here deurkom. Jona, in sy benoudheid, het hy tot die Here geroep, en die Bybel sê, en Jona sê, en die Here het my verhoor. Elke keer ek wil beklemtoon vanmôre, waarom praat ek oor hierdie manne? Manne wat selfs hulle het benoude oomblikke geleef. Ons maak goed so maklik. Ons maak goed so eenvoudig. Ons maak goed so asof dit niks is nie. Terwyl daar 'n benoudheid in mense se harte is. Ons sien dit selfs in die Nuwe Testament. In Markus 4:38 tot 39 sien ons dit. Hy sê, in die storm, toe hulle op die see was, het hulle geroep en hulle sê, Here, nou gee nie meer daarom vir ons nie, moet ons nou vergaan. En dit was dit jou aan. En jy sê, Here, worry nie meer oor my nie, moet ek nou vergaan, kyk wat gebeur alles met my, maar wat is die beginsel? Die beginsel is die fokus, is elke keer na die Here toe, nie na mense toe nie, want mense gaan jou laat sing, maar wanneer jou fokus God bly, dan maak God deure oop, en God maak deure toe, moet nie weer die deure gaan oopmaak nie, as God hulle agter jou toegemaak het, laat hulle toe bly, maar wanneer God 'n deur oopmaak, kan niemand hom toemaak nie. En die Bybel sê, en Jesus het die see stil gemaak. God wil vanmôre die storms
in jou lewe instel maak. Jy sê, prediker, jy verstaan nie. Prediker, jy ken nie my omstandighede. Ek hoef dit nie vanmôre te ken nie, maar ek weet, ek is ook daardeur en daar kan ek jou vanmôre bemoedig deur vir jou te sê, moenie tou opgooi nie, moenie moed opgee nie, maar skep moed in die Here vanmôre, nie in mense nie. Skep vanmôre in God, skep moed in God vanmôre, want hy is een wat die onmoontlike moontlik maak. Halleluja. Stefanus, ek ken daardie gedeelte in Handelinge 7 vers 59, terwyl hy gestenig word, hy word doodgemaak, het hy na die Here God geroep en gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy wil nie veroordeel nie, maar in sy hart, toe omstandig, weet jy wat sê die Bybel, ek kan gaan kyk, en Jesus het hy sien staan, nie gesit, hy sien staan aan die regterhand van die Vader, want die regterhand van God is die simboliek van krag, gesag, autoriteit, heerskappy. Dit is waarom hy sê, hy gesit aan die regterhand van die Vader, want die regterhand is wat dit beteken, dis die krag van God, wat vir jou sal deurkom, en hy het Jesus sien regop staan, uit respek uit. Kan jy glo? Die seun van God, die Bybel sê, hy het hom sien staan, nie sit nie. Jesus sê, ek gaan na my Vader toe, om vir julle plek voor te berei, en hy sien Jesus staan, langs die Vader staan hy op, en hy sê, Vader, sien jy, dis Stefanus, is vir hom wat ek die prys betaal het, en omdat, is God, halleluja, Rike Hesoro, Isurubushta, Bihendro, Karabaseketamaha, Riesuruata, kom los vanmôre, kom los vanmôre, breek uit vanmôre, en hy sê, Here Jesus, ontvang my gees, halleluja, prys die naam van die Here. Paulus en Silas is vasgevang in die tronk. Handelinge 16 vers 25, jy kan dit gaan lees. Maar wat doen hulle? Hulle bid, nie net som om te bid nie, maar hulle bid uit hulle hart uit. Jy sien, elke keer wanneer jou hart met God connect, dan kom God, en hy maak die onmoontlike moontlik, en hulle sing lofliedere in die moeilike omstandighede, as jy vanmôre net kan leer, om God binne in jou omstandighede lofprysing te gee, om te aanbid, sy naam op te lig. Praat hy sommer van net 'n lied te sing nie, baie keer ons net sommer 'n lied aan, en dit het geen impakkie, maar om vanmôre te kan sit, en te kan sê, ek weet die Here maak 'n weg vir my, daai ou liedjie wat sê, ek weet die Here maak 'n weg vir my. En daar's 'n lied wat sê, daar is twee paaie, die een lei na die hemel en die ander een lei na die hel, dan sê, julle moet kies. Julle moet kies. Wat sê hy? Hy sê, die onus berus nie by God nie, die onus berus by jou. Jy moet kies, wat 'n pad loop jy. Dan sê ek, Here, ek kies u pad. Hy's nou, en hy's smal, en somtyds ry ek oor 'n stopstraat, somtyds gaan ek oor 'n rooi robot, somtyds ek verkeerde afdraai, maar ek dank God vir sy Heilige Gees, wat my altyd terugbring na die woord toe, wat my altyd terugbring op die pad, wat my altyd sit op die regte pad, altyd deur. En terwyl Paulus en Silas daar in die tronk is, en hulle sang lofliedere tot God, kan jy vanmôre in jou moeilike omstandighede, jy sê, ek wil nie eens my hande oplig vanmôre nie, dit voel vir my, die aarde kan my eerder insluk, maar vanmôre te sê, ek gaan soos Paulus en Silas, gaan ek vanmôre opstaan, en ek gaan sing, en ek gaan laat my hart met God se hart connect, dan voel ek sommer hoe dit verander en die atmosfeer verander, want wanneer God instap,
dan verander die atmosfeer, dan verander alles, dan verander die omstandighede. Luister hier vanmôre, hou om op mense te vertrou en leer om weer op God te vertrou. En dit is soos 'n aardbewing. En die duiwel sê, o hel, hier's probleme. En hy's heeltemal reg, want hy sla in die hel in. Hy sê, hier's probleme. Hey, daai ou was, ons het hom dan nou daar gehad, ons het nou daai vrou daar gehad, want lekker in hulle negatieve atmosfeer, in 'n negatiewe toestand, maar hulle harte was dit nou nog net so swaar gewees, en al versalend toe hulle God begin prys, en hulle lig in hulle hande. Weet jy wat jy vanmôre moet doen is, maak 'n besluit in jou hart vanmôre, en sê net, Here, ek skud dit vanmôre af. Here, kom met my hart na jou toe. Dat my hart met jou hart connect, my God. En hoor my roepstem. Weet jy wat, jy hoef nie se woord hart uit te roep nie. Ons dink baie keer, ons moet hardop roep. Maar as jy net in jou hart vanmôre hardop kan roep, as jy net jou hart vanmôre kan skeur, en nie jou klere, en jou gemoed, as jou hart vanmôre kan skeur, sê, Here, hoor my hart vanmôre, dat jy sien wat God vir jou sal doen. Dis soos 'n aardbewing, en die vyand sê, o hel, die hel is los, want hulle begin om God weer vas te gryp, hulle begin om aan God vas te hou, voel net, daar's so 'n aardbewing, en God laat die tanks afval, en God maak die deure oop, en God maak die onmoontlike moontlik. Halleluja, prys die naam van die Here. Nou, geliefdes, ons tyd is uit, nou alles vinnig saamvat. Wat sê dit vanmôre? Dit sê vanmôre vir ons Psalm 50, vers 15, is 'n lewensbeginsel. God wil hê, hoor mooi, God wil hê, ons moet hom uit ons harte aanroep. God wil dit hê. Luister vanmôre, dat enigiemand jou enigiets anders vertel nie. God wil hê. Luister hier so, as jy in 'n noodsituasie kom, as jy werklik in 'n noodsituasie kom, dan skuif jy jou teologie en jou kennis wat jy in jou preke wat jy gehoor het, alles skuif jy een kant toe, dan maak niks meer saak nie, want dit kan jou nie help nie. Dit kan jou nie, maar niks. Luister vanmôre, ek was al daar, wat ek alles agterweë geskuif het, wat ek net in my hart na God geroep het, om nie probeer beïndruk het, nie om terug te gaan op dit en dat en die te onthou nie, maar om werklik uit my hart tot God te roep, en dan voel ek hoe begin het te verander. En as het so begin verander, dan weet ek, hey, come on, you've got it, halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy het dit. Hy is, want waarom? Hy is die God wat hoor. Nie mense nie. Mense luister, maar hulle doen niks. Mense hoor, maar dit gaan met die een oor in en met die ander oor uit. Maar God hoor, en hy sê, ek het jou hulp geroep, gehoor, ek het jou hart gesien. Want hy is die God wat hoor, hy is die God wat red, hy is die God wat al die eer, die lof en die aanbidding ontvang. Halleluja. Dit is waarom ek sê in Psalm 50 vers 15. Ons sien hier die goue draad van Abraham, reg deur die goue draad waaroor ek vanmôre gepraat het, van elkeen van hierdie mense wat roep, selfs hierdie groot godsmanne van wie ons in die Bybel lees, het geroep. Hoeveel te meer moet u en ek nie roep nie? As hulle na God geroep het en God het gehoor, hoeveel te meer moet u en ek nie roep nie? Ek wil afsluit. Wat beteken dit vanmôre? Wat beteken dit? Ons benoudhede is nooit vir God te groot nie. Ons is dit te groot. Vir ons lyk dit, dis net God se onmoontlik. Dit kan nie, want dis hoe ons praat. Ons sê dis God se onmoontlik. Wat ons sê, dis onmoontlik, God kan dit nie doen nie. Maar ons benoudheid, ek beleef vanmôre, dit moet insink in jou hart. Jou benoudheid is nooit vir God te groot nie. Dis juist waar hy homself bewys as Vader in jou lewe. Om te roep is nooit te klein vir God. Ons dink baie keer die omstandighede is te klein. God gaan my nie hoor
nie. God gaan my nie help nie. Dis nooit te groot of te klein nie. Leer vanmôre om weer te roep tot hom. Sy redding, want hy sal jou uitred met sy reddende regterhand. Sy redding sal altyd lei tot oorwinning vir jou, nie op jou manier nie, maar op God se manier, en jy moet die lof en die eer alleenlik aan hom bring. Nie 'n mens, nie 'n man of 'n vrou kom op skouer pat en sê, hey, weet jy wat, daai goed beïndruk my nie. My sê, wow, hoor hier so 'n fantastiese boodskap. Hoor hier so in my hand wat druk. Dit beïndruk my nie. Dit beïndruk my. Ek wil hiermee afsluit. So meer as jaar terug, jaar en 'n half, 2 jaar terug, bedien ek by langs North Cape Mall. En hierdie man kom verbygestap. Moeilike omstandighede, nie werk nie. Eintlik as jy nou kyk, dan dink jy hy's so 'n boemelaar. Hy het my 'n broer gehad wat vir hom omgee. Ek staan nou die dag in die mall en ek wil by die bank, ek staan so in die ry in. En die volgende oomblik stap die man voor my in en hy groet my en hy lyk sommer, wow, hy lyk so goed. Hy lyk so goed. Hy vra my, hou ek daai dag? Ek sê vir hom, hoe sal ek vergeet? Hoe sal ek die gesig vergeet? Hoe sal ek het ooit vergeet? Toe ek daar vir hom gebid het, en God vir hom 'n deur oopgemaak het, en God vir hom 'n werk gegee het, en hy sê dit gaan goed met hom, en hy lyk so goed, en hy stuur sy maatskappy se nommer vir my van waar hy werk, om te gebruik in sekere werk, konsultasiewerk, waarom sekere mense nodig het. En ek besef het, Here, dis hierdie goed, wat dit die moeite werd maak, daai dag, hierdie man se hart gehoor, hierdie hart gesien, en vir hom onderneem, maar God het vir hom kan doen. Down and out. Almal het hom probeer, hy het na mense toe gaan, almal het hom probeer onderdruk, almal het probeer om sy ondergang te bewerkstellig, maar toe God instap daai môre, en ek sal met hom bid, hey, come on, toe verander alles, want hy het geroep, uit sy hart. Vandag is hy suksesvol. Van a nobody to a somebody. Van iemand wat niks gehad het en wat alles verloor het. Wat vandag 'n kar het, 'n werk het, 'n huis het, 'n woonstel, maak nie saak wat nie, wat alles het, omdat hy een besluit gemaak het, om daai dag, toe ek daar gestaan het, toe ek klaar gepreek het, en hy kom, en hy vra asseblief, sal ek saam met hom bid. Dis al wat hy gevra het. Hy het nie gevra vir kos nie, hy het nie gevra vir geld nie, hy het niks gevra nie. Hy het net gevra, sal ek asseblief saam met hom bid. Ek het saam met hom gebid, en ek het vir hom gesê, die Here gaan vir jou onderneem. Hy selfde week, as hoeveel van die getuienisse, hy selfde week, maar weet jy wat is die lekkerste in my hart? Jy kom kry in hierdie week, en hy lyk so goed, en hy sê vir my, dit gaan werklik, werklik goed, en ek kan sê, Here, U is 'n waarmaker van die woord. Vanmôre wil ek vir u sê, waar jy ook al is, wat die omstandighede is, maak nie saak wat nie, weet vanmôre, hy is die God vanmôre wat jou ken, hy is die God vanmôre wat weet wie en wat jy is, hy is die God vanmôre wat by jou staan, hy is die God vanmôre wat sê, roep my aan, en ek sal jou help. Roep God aan, roep hom aan, en ek sal jou help. Wat die belofte is, ons moet hom eer. Roep hom aan uit jou hart, en kyk in hierdie week, wat doen die Here vir jou? God seën u, gaan in sy vrede. Ek groet u. Totsiens.